Yeshua, die goeie herder en die groot koning. Baie mense ken Yeshua as die goeie herder uit Johannes 10. Die een wat sy skape lei, beskerm en self sy lewe vir hulle aflê. Maar het ons al besef, hy is ook die goeie koning en die groot koning oor die hele aarde, soos Malagi 1 vers 14 getuig. Nou hierdie studiestuk wys hoe Yeshua beide die herder en die koning is. 'n Meester wat nie kom om gedien te word nie, maar om te dien, nie om te neem nie, maar om sy volk te red. Baie mense is so geneig om te sê, die heidene is so sleg, en hulle verval in seënaanbidding. Maar kyk wat sê Jahwe self oor die heidene, Psalm 102 vers 16. Dan sal die heidene die naam van Jahwe vrees en al die konings van die aarde u heerlikheid. Malagi 1 vers 11. Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my naam groot onder die heidene. En in elke plek word tot eer van my naam 'n reukwerk gebring en 'n reinoffer. Want my naam is groot onder die heidene, sê Jahwe van die leerskare. En dan Malagi 1 vers 14. Vervloek is ook die bedrieër wat, terwyl daar onder sy kleinvee 'n manlike dier is, 'n gelofte doen en tog iets wat vermink is aan Jahwe offer. Want ek is 'n groot koning, sê Jahwe van die leerskare, en my naam is gedig onder die heidene. Die heidene, dit wil sê die verlore stamme van die huis van Israel, wag op hulle koning, en hy het 'n begeerte na hom. Hulle het die koninkryk, hulle ken die seun Yeshua, maar die Judeërs nie, want hulle kyk net teen die wet, die geregtigheid vas en sien nie die seun, hulle koning nie. Daarom is Yeshua se naam groot onder die heidene, want hulle ken Yeshua se karakter, sy mag en sy gesag en sy autoriteit. Maar kyk mooi hier in Malagi 1 vers 14, want ek is 'n groot koning, sê Jahwe. Let wel, Jahwe sê hy is 'n groot koning, maar ons weet Yeshua is ons koning. Wat sê Yeshua? Is hy goed? Let wel hier in Matteus 19 en Lukas 18 sê hy, net Elohim is goed. Nou blyk dit dat Yeshua sê dat hy nie goed is nie, maar let wel, Elohim is goed. Hy sê nie die Vader nie, maar let wel, hy gebruik die titel Elohim. Eintlik toets Yeshua die man om te kyk of hy Elohim werklik ken, om Yeshua 'n goeie meester te kan noem. Dus toets hy hom of hy besef dat Yeshua die Immanuel is, met ander woorde, Elohim met ons in die vlees. Dit wil sê, die goeie meester. Tot die Vader noem Yeshua Elohim en hy self het Yeshua as koning gesalf. Hier sien ons dit in Hebreërs 1 vers 9. Maar wat sê Yeshua self? Is hy 'n goeie meester en 'n goeie koning en herder? Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Oeps, hier dog ek mense sê hy is nie goed nie. En let wel, hy sê hy is die goeie herder. Wat sê Dawid in Psalm 23? Wie is die herder? Yeshua dien die skape met alles, selfs tot die dood toe. Hy gee homself volkome vir die skape, maar die huurling, hy hardloop weg wanneer daar gevaar kom. Net soos Petrus, wat 'n huurling is van die skape, en so vra Yeshua om 3 maal vir Petrus, of Petrus hom liefhet. Want Petrus het Yeshua 3 maal verloon. Dus toets Yeshua hom nou, of hy 'n goeie huurling van die skape sal wees. En baie interessant sien ons elke keer dat die lammers Yeshua se is, die skape is syne, en ons behoort aan hom en Petrus moet sy skape oppas, want die skape behoort aan Yeshua en Petrus moet nou mooi na hulle kyk terwyl hy weg gaan wees. Is Yeshua die meester en Jahwe? Ja, hy sê dit self in Johannes 13 vers 13. Julle noem my meester en Here, dit wil sê Jahwe, en julle is reg, want ek is dit. Let wel, hy sê self, hy is meester en hy is Jahwe. Dan vers 14. As ek dan die Here, dit wil sê God of Jahwe, en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Of ruk ek nou die betekenis van die woord Here heeltemal uit hier verband hierso? So kom ons kyk wat beteken die woord Here. G2962. Let wel, the supreme in authority, God, Lord, Master. En hier in Johannes 13 vers 13 en 14 word hy meester en Here genoem. En ons weet hy is ook die skepper van alles. En kyk wat sê Genesis self in Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Interessant. Die Here God.
En so word hy dieselfde genoem in die Nuwe Testament. Klink by Hebreërs 13 vers 8 is reg as hulle sê Yeshua Messias is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Nou interessant is dat die woord Lord en Jesus 180 keer in die Nuwe Testament voorkom en die disippels en Paulus noem Yeshua Lord Jesus. Of met ander woorde, God of Meester, G2962, Kyrios, the supreme in authority. Dis is hy mos Immanuel Elohim met ons, die goeie herder en die goeie meester, en hy sê dit self. Verwys Yeshua na hom as die goeie koning? Lukas 1 vers 33 verwys na hierdie goeie koning Yeshua, wat vir ewig gaan heers. Dis sal hy 'n goeie koning wees, want sy heerskappy is vir ewig. Lukas 1 vers 33, en hy sal as koning heers oor die huis van Jakob, tot in ewigheid. En aan sy Yeshua se koninkryk sal daar geen einde wees nie. En wat sê Yeshua tussen die lyne deur? Watter groot koning is hy? Hy sê 'n goeie koning dien sy mense, en so het hy gekom om sy volk te dien, sy lewe af te lê soos 'n goeie herder vir sy skape. Dis as jy tussen die lyne kan lees, sal jy sien hy praat van homself, wat 'n goeie herder is. Yeshua wys dat die ware koningskap nie oor heersing gaan nie, maar oor diensbaarheid en selfopoffering. Dit is presies hoe hy regeer. Hy is die grootste koning omdat hy dien. 'n Ware koning dien sy volk, Matteus 20 vers 25 tot 28. Maar Yeshua het na hulle geroep en gesê: "Julle weet dat die owerste van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit nie onder julle wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar let wel, om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie." En daar gryp hierdie tunnelvisie gelowiges net hierdie vers aan en sê Yeshua het nie gekom om gedien te word nie, maar hulle is onkundig en hulle sien nie die volledige prentjie hier nie. Hulle verstaan nie die konteks van die boodskap nie. Hy het nie nou gekom om gedien te word nie, want sy taak is om te dien en sy lewe te gee as losprys, om sy volk uit die doderyk te verlos. Maar as ons nou baie tegnies wil raak oor Matteus 20 vers 28, sien ons praat die King James vertaling van minister en nie serve of worship nie. En as ons gaan kyk na die betekenis van minister, G1247, technically to act as a Christian deacon and minister. Dis in daardie konteks sien ons, hy het gekom om te preek en nie om vir gepreek te word nie. Hy as die goeie herder het gekom om sy skape te lei en nie om deur mense gelei te word nie. Hy is die woord van Elohim, hy is die rabbi, hy leer die mense, nie andersom nie, Johannes 1 vers 38 en Johannes 3 vers 2. En soos daar geprofeteer was, sal ons almal deur Jahwe geleer word, maar Yeshua het gekom en ons self kom leer. En so het hy vir die volk geminister, gepreek en nie hulle vir hom nie, en hulle was verwonderd oor sy leer. Dis is Yeshua, die goeie meester, die goeie herder, Elohim met ons, dit wil sê Immanuel. Moenie dat valse profete dit van jou wegroof en sê Yeshua is nie goed nie, want hy sê dit homself. Wees waaksaam. Die gees van die Antichrist kan nie erken dat Yeshua hierdie goddelike wese is nie, en het nie in die vlees gekom deur 'n maagd nie. En so moet ons volgens 1 Johannes 4 hierdie valse profete op die proef stel, en so sal ons sien dat hulle deur die gees van die Antichrist gelei word. Volk van Yeshua, wees waaksaam, besef wie julle koning is, en hou vas aan hom. Wees soos hierdie heidene, die verlore stamme van die huis van Israel, wat honger is vir hulle koning, en maak sy naam groot onder julle. Want sonder die koninkryk beteken die geregtigheid niks nie, en sonder die geregtigheid beteken die koninkryk ook niks nie. Soek beide, dat julle albei sal aangryp, sodat alles vir julle bygevoeg sal word. Mag julle 'n geseënde dag hê. Shalom.